Hiermee verklaar ek, en dan gaan ek vir jou kyk en dan gaan jy jou naam sê, dat ek my waarlik bekeer het en dat ek Christus aangeneem het as my persoonlike saligmaker. Ek glo dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons drie enige God is en verlang om gedoop te word deur die drievoudige onderdompeling, ooreenkomstig Matteus 28 vers 19. Wat sê Matteus 28 vers 19? In naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek beloof, en hier is 'n baie belangrike belofte wat jy maak. Ek beloof om my te onderwerp aan die woord van God. Met ander woorde, as jy uit hierdie debat uit opkom, dan gaan jy lewe volgens dit wat hier staan. Dit gaan nie maklik wees nie. En ek sê dit vandag en ek het dit al hoeveel keer gesê en ek sal dit sê tot die dag wat die Here my kom haal. Dis nie 'n maklike pad om die Here te dien nie. Dis harde werk. Jy moet gefokus wees. Jy moet nee sê vir baie goede wat lekker is. Goed wat jy in die verlede gedoen het, vriende wat jy gehad het. Jy gaan baie van daai goed gaan jy moet afskryf, want hulle gaan vir jou aftrek. En die duiwel gaan enigiets nou gebruik om jou te beroof van dit wat God vir jou instoor het. Onthou net my liewe broer en suster, toe jy die Here Jesus aangeneem het en jy word nou gedoop en jy word gevul met die Heilige Gees, dan is jy 'n kind van God. Dan gaan jy die plek gaan bewoon wat Jesus vir jou gaan voorberei. Die duiwel weet hoe dit is. Hy was daar. Hy weet hoe dit is in die hemel. Maar hy weet ook, hy sal dit nooit weer maak nie. So hy stel nie belang in jou siel nie. Hy wil net nie jy moet gaan daar waar hy dit nie weer sal maak nie. So hy stel nie belang in jou nie. Hy wil jou net beroof van dit wat God vir jou instoor het. Onthou dit net. En die duiwel gaan, as jy miskien iemand was wat 'n drankprobleem gehad het en jy het nou jou bekeer en jy laat jou doop en alles en nou wil jy nie meer drink nie. Dan gaan jou vriende wat jy altyd moes drank voor gekoop het, hulle gaan dit nou vir jou aandra. Maar die oomblik wat jy dit nie buig, dan gaan jy skuldgevoel hê en sê ja, ek het nou weer begin of ek doen nou weer dit of ek doen dat. So met ander woorde, ek kan nie. Jy gaan nog steeds wanneer jy hier uitkom, gaan jy nie 'n perfekte mens wees nie. Maar jy gaan 'n mens wees wat weet wat die waarheid is. En wanneer jy jou sondes bely en laat staan, dan gaan die Here jou vergewe. So moenie dink jy gaan hier uitkom en jy gaan perfek wees nie. Moenie dink as jy hier uitkom gaan jy noodwendig reeds in ander tale kan praat nie. Die Here sal vir jou gee op die regte tyd. And if you don't use it, you lose it. Daai 9 genadegawes wat God vir ons gee. Jy moet dit gebruik wanneer God dit vir jou gee, maar hy sal dit vir jou gee wanneer jy dit nodig het. Wanneer jy die behoefte en die begeerte vir dit het. Wanneer jy op reg van hart is, dan sal die Here vir jou daai gawes gee. So moenie dink as jy die doopbad uitgekom het en jy kan nie in 'n taal praat nie, jy is nie gevul met die Heilige Gees nie. Jy is gevul met die Heilige Gees, maar op die regte tyd sal die gawes begin werk. Is julle met my? En dan om gevul te word met die Heilige Gees, dit het gebeur toe die Here Jesus aangeneem het. Hierso word dit nou openbaar verklaar. En hierna is dit 'n daaglikse hernuwing. Onthou, om gevul te wees en vervul te wees met die Heilige Gees. Jy kan 'n bottel een keer vol maak en as jy hom bly skud, hy was mos vol. So jy word gevul met die Heilige Gees, maar nou skud die lewe jy so bietjie. Nou verloor jy van wat jy gehad het. Maar as dit 'n daaglikse proses is, elke dag word jy opgetop. Elke oggend in jou binnekamer word jy opgetop. Dan het jy met soveel meer om te gee. Wat gaan jou die meeste kan gee? 'n Bottel wat kwart is of 'n bottel wat elke dag vol is? En hoekom moet die kwart vol wees as jy kan heeltemal vol wees? Maar as ons keuse en elkeen van ons moet die begeerte hê en dan moet ons kant bring. Want as ons doen wat God gesê het ons moet doen, dan sal hy doen wat hy beloof het om te doen. Amen. So ek gaan vir jou